Jy was saam met Johan Vorster het julle die liedjie Delarey geskryf wat vandag so deel van die volksmond is. En ek dink van die ouer ouens, my ouderdom en ouer sal onthou dit, daar was 'n storm in die land toe daai liedjie uitgekom het. Wat beteken om Afrikaans te wees in 2006? Jy weet, en veral as jy uit 'n era uitkom, wat van 94 af tot 2006 en voor dit was jy altyd die slegte ou. Ja. Jy weet, jy's altyd uitgewys, jou kultuur is sleg, jy's sleg as Afrikaner. Alle aksies rondom jou, daar's nie baie positiewe aspekte rondom jou nie, jy weet. So ek dink daar's meer wat ons bind as Afrikaners, as kulture, as wat daar is wat ons skei. En is altyd snaaks hoe baie van daai aanvalle nie gekom het van oor die kultuur lyn nie. Dit meestal kom van binne-in, van mense wat self nie kan verstaan dat ons, jy mag oor jou geskiedenis praat. Jy mag trots wees oor sekere aspekte van wat ons is, want ons almal is saam hier, ons almal saam gebou in die land, jy weet, en almal tot op hierdie punt gekom. Mense kyk altyd na ding deur 'n politieke lens. En dis nie te sê dis 'n politieke lens, dit is net van wie is ek, waar is ek, van waar af kom ek vandaan. Ek dink baie van die jong mense wat nie gehoorig gestaan het en so, het dit gevoel dis okay om Afrikaans te wees. Dis nie so sleg nie, jy weet. Daar's baie sleg en ons almal het vir ons die sleg uitgewys, maar daar's ook goeie oomblikke, jy weet. Sean Els, baie welkom, lekker om met jou te gesels. Ja, is great om hier te wees, Ernst. Baie dankie man. So hierdie podcast of platform tot nou toe het ons meestal in Engels, amper uitsluitlik eintlik in Engels gedoen, maar ons het besluit dis ook 'n goeie idee om 'n bietjie Afrikaans te gesels en 'n soort van 'n Afrikaanse stroom ook te kry en ek is baie bly om met jou te kan gesels. Sean Els, die liedjieskrywer en 'n groot rol nog in die Afrikaanse kuns gespeel. Klomp hoogtepunte al gehad by jou, natuurlik die Delarey liedjie was 'n groot een. Ek onthou die Ons vir jou musiekblyspel was reusagtig toe dit uitgekom het. En dan Eden was jy by betrokke gewees, een van die sangers van Eden en 'n klomp films, Platteland onder andere ensovoorts. So waarmee is jy nou besig? Wel, ek is nou die afgelope paar jaar, jy weet, ons het nou oor die filmmaatskappy is maar projekbestuur op 'n groot mate, jy weet, ek het ook betrokke geraak, my vernoot wat saam met my ingekom het daarso op is was in die boubedryf. So ons het hand aan hand ook in die boubedryf geval. En dis ook maar groot projekbestuur, jy weet. So die afgelope paar jaar was ons oor see, weet ons het die Waterfront Studios gehad en toe Mauritius toe waar ons ateljee's opgesit en sovoorts en baie meer betrokke geraak het rondom die boubedryf ook, jy weet. Maar daar is so 'n lekker ondervinding gehad. Ons het gewerk op internasionale projekte, jy weet, ons het baie internasionale projekte op verskillende maniere gediens of ons eie projekte gedoen wat ek projekte vir Netflix geskiet en sovoorts, maar jy weet, ons altyd weer gaan terugkom huis toe. Dis nie jou land nie. Jy's 'n tweede klas, jy's 'n second class citizen also. En is great, maar was 'n wonderlike ondervinding. En toe ek teruggekom het, was net voor COVID. Jy weet, ons het weer lekker aan die gang gekom met die films, veral met advertensies en sovoorts, maar ook begin fokus sit op die boubedryf. En COVID het die filmbedryf uitmekaar uitgeruk, jy weet. Ja. En gelukkig het ons daai films, die boubedryf element gehad rondom dit. Wat maar eintlik ek sê altyd vir filmmakers ook en sovoorts, jy weet, ons sit met soveel hoe kan ek sê, met soveel skills wat jy opbou. As jy films maak, jy behalwe vir die teks en die kreatiewe element wat jy doen op die praktiese vlak, bou jy stelle, jy is besig om, jy doen grootskaalse produksie, jy beweeg mense rond, jy weet, daar's baie logistiek betrokke en sovoort, daar's stelontwerp, alske goeie en sovoort, so bou was vir ons maklik om in te val en maklik om te doen, en terselfdertyd gee my nog baie kans om filmprojekte ook aan te pak, en meer sekuriteit om die kunst nou aan te pak in my lewe, jy weet. Ja. Ek dink ek is nou 50 jaar oud geword. So vir my is ek op 'n wonderlike plek in my lewe waar ek in die oomblik leef en baie fokus op my familie sit. En op my familie se sekuriteit ook sit. Ja, natuurlik. En dit is ongelooflik belangrik vir my. So daai, jy weet, ek dink as jy jonger is in jou 30's en so, jy weet, maar tussen 20 en 30 moet jy nogal selfsugtig wees om jou dinge op te bou. En jy weet, dan later aan soos ons aanbeweeg, jy weet, moet ons kom in 'n mentorskapfase in ons lewe. En ek dink dit is waar ek nou sit vir myself. Ek wil baie meer gee as wat ek ontvang. Ja. As dit sin maak. Nou ek en jy ek sal nou daarby uitkom, maar ek en jy het al baie boeiende gesprekke gehad oor temas soos die rebellie van 1914 en Jopiforie en al daai goed. So ek wil daarby uitkom, maar nee, ek dink 'n goeie plek om die gesprek te begin of dalk die tafel te dek is
hierdie Delaray verskynsel, nie net die liedjie nie, maar die breë verskynsel. Jy was saam met Johan Volster het julle die liedjie Delaray geskryf wat vandag so deel van die volksmond is. En ons jonger kykers aanvaar maar net, dis die Delaray liedjie en hulle sing dit, hulle ken al die woorde en ek dink van die ouer ouens, my ouderdom en ouer sal onthou daar was 'n storm in die land toe daai liedjie uitgekom het. En dit is eintlik bietjie bizar as jy vandag terugdink waar dit was verskriklik in die media. Hierdie liedjie, ek weet nie of ek kan nie dink aan 'n liedjie wat al so enorme impak gehad het op die media wêreld en in terme van die reaksie daarop en daar was beweringe, is dit 'n rassistiese liedjie en wat is Sean en Johan se agenda met hierdie liedjie, wat probeer hulle bereik en ek dink 'n onderbou daarvan was dat voor daai liedjie uitgekom het en dalk nie uitsluitlik as gevolg van die liedjie nie, maar dit was so 'n era waar voor dit was dit baie polities inkorrek om pro-Afrikaner te wees. En ek dink daai Delaray lied en daai era, saam met die Ons vir jou blyspel wat daarmee saamgekom het, Bok van Blerk se liedjies wat jy gehelp skryf het eintlik die idee van Afrikanerskap genormaliseer. Is dit min of meer, hoe sou jy dit beskryf, daai reis waardeur jy gegaan het? Ja, vir my as storieverteller is dit vir my belangrik om, of het nou lirieke is en of het nou film is, ek wil altyd dinge skep wat ek self wil kyk, of wat met my, wat regtig met my aanklank vind. En wat vir my belangrik is, jy weet, en dit hoef nie 'n stelling te wees of 'n politieke stelling te wees nie, maar dit is 'n kulturele ding. Jy weet, ek is Afrikaans, ek is Suid-Afrikaans. So binne die konteks is daar baie grond. Jy weet, as 'n nasie het ons baie swart, wit en grys areas in al ons kulture. Jy weet, ons het almal dit goed en almal sleg binne rondom dit, maar ons almal bestaan saam. Jy weet, so ek het self gesien op daai stadium was dit vir ons wou ons baie graag 'n kunstenaar skep. Ek wou baie graag my liefde was altyd vir folkmusiek, jy weet, 'n folk kunstenaars, want jy kan meer sê, jy weet, en die ek wil baie graag, ek en Johan wou baie graag 'n John Cougar Mellencamp tipe kunstenaar skep, jy weet. En die temas wat ons wou aanraak is Afrikaans wees, jy weet, op alle vlakke. Wat beteken om Afrikaans te wees in 2006, jy weet, en veral as jy uit 'n era uitkom, wat van 94 af tot 2006 en voor dit was jy altyd die slegte ou. Ja. Jy weet, jy's altyd uitgewys, jou kultuur is sleg, jy's sleg as Afrikaner, jy's 'n slegte, alle aksies rondom jou, daar's nie baie positiewe aspekte rondom jou nie, jy weet. En vir my was dit belangrik, ek het vir Johan gesê, ons moet 'n liedjie skryf oor 'n boeregeneraal. Maar, en dit was belangrik om te spring oor die tydperk van die apartheid-era, die nasionalistiese tydperk ensovoorts, om daar te gaan kyk van waar ons regtig ook onderdruk was as 'n nasie, jy weet. En wie was die mense rondom dit, jy weet, wat se mense het uitgestaan, wie is 'n goeie voorbeeld vir die jong mense om te hê, met Delaray kop en skouers uitgestaan bo die res, jy weet, dit is 'n man wat nie in die oorlog wou gaan nie. Hy wou uit vrede gepraat al die pad, totdat hy geforseer was deur die situasie, met die hand wat verspeel was vanaf die bankiers van Londen af, wat ons goud gesoek het, jy weet. En op daai stadium moes hy intree, en hy was daar tot op die einde, en hy was daar tot op die bitter einde, jy weet. Het hy gestaan en geveg vir dinge wat vir hom belangrik was, jy weet, om net 'n nasie in balans te hou, om 'n bestaansreg te kan hê. So daai was die uitgangspunt vir ons, jy weet, ook as mens terugkyk en so voort, kan jy nou meer sê as wat jy meer instinktief gewerk het op daai stadium, jy weet. Ja, maar ek wil daaroor iets sê, en dalk eintlik dit verwoord as 'n vraag, is groot historiese oomblikke, besef mense nie altyd is 'n historiese oomblik wanneer dit afspeel nie, en dis gewoonlik klein oomblikke wat later terugskouend 'n groot historiese oomblik is. En ek dink nogal so oor daai proses waardeur jy gegaan het, die skryf van die liedjie Delaray, en daai hele proses met Bok van Blerk, en jy praat nog steeds my taal, maar kan jy vir ons so 'n bietjie van 'n kykie gee, net 'n blik oor wat was daai, hoe het julle die liedjie geskryf, wat was die soort interaksie gewees tussen julle, en het julle op daai oomblik geweet julle is nou besig met iets groots, of het julle dit nie geweet nie, wat het aangegaan? So ons het Bok was 'n bouer, hy was besig om te bou in Leidenburg. En so ek het hom ingekry nou en dan, en ek het my huis verkoop om my CD op te neem. So ons maar baie geloof gehad in wat dit was, maar ook, jy weet, jonk en naïef, maar ook
regtig gekyk en gehoop dat ons 'n impak kan maak met hom. En meeste van die album was geskryf en toe ek en Johan op 'n skryfsessie na Nelspruit toe gegaan. Maar voor dit het, jy weet as ons veral as ek aan idees dink, dan laat ek dit lank stoom. Jy weet ek dink lank daaroor, ek droom lank daaroor. En om die dinge te kry, jy weet ek het so 'n plaas gehad in Vrede en daar was so 'n gastehuisie ook op die plaas en daar was 'n klomp foto's op van boere-generale daar so. Daar was De Wet en Johan het onder Dellery geslaap en ons het lank gepraat om gesê ons moet daai generaal kry, die generaal. Ja. En ek was op besig met perd, ek wou uitry op die plaas, toe kom Johan uitgehard, sê Dellery, sê ek, ja, daar is ons iemand. En vir al die redes wat ek oorgenoem het, toe ons op pad was Nelspruit toe, het was so seker die aand so 6:00 kant en Vrydag aand, was donker en ons ry daar in Middelburg en gaan af met daai pas toe, Johan die gitaar gaan kry agter die bakkie uit en hy kom toe op met Dellery, jy weet daai ja. En net daar so in die kar, so op die passasiersitplek. Daar sê, toe sit hy langs my met die gitaar en toe sê ek al die boekie uit. En soos ons gery het, toe sê ek vir my woorde van die song en hy het neergeskryf en ons 'n bietjie toe verder getweak rondom die koor en so voort, maar dit het alles gebeur toe ons by die Nelspruit aankom en jy weet op die plaas daar is en om die 4 sit ons die sang klaar. Ons hom eintlik opgevoer vir die ou op die plaas en hy het gesê, "Eers hierdie is groot." En so en ons het geweet is ons ietsie. Die en toe ons vir mense begin speel en ons amper nie eers op baie CD gehad nie. Dis ons nee en besluit ook die besluit was ons is so bly ons geneem dat hy op baie CD gaan het want daar was die deurbraak, jy weet. Ja, natuurlik. Nou maar hier's 'n onderliggende tema en dit is hierdie eintlik om die kultuur of om kuns te gebruik as 'n uitdrukking van kultuur om 'n soort van 'n kulturele herontdekking te bewerkstellig. En soos ek net nou gesê het, ek onthou daar was omtrent 'n storm gewees in die land toe daai liedjie uitkom. En mense het hard probeer om byvoorbeeld vir Bok aan te bied as hierdie vreeslike regse ou met 'n snaakse agenda en die liedjie was vreeslik aangeval, maar die onderbou, dit gaan nou nie soseer oor die liedjie nie, maar oor die breë tema van kultuur en soort van 'n gevoel van trots en patriotisme. Ek onthou daar was 'n TV-debat of 'n program met jou en Jorney van Huisteen en die einste Dion Maas wat nog so vreeslik neerhalend was en hy was kwaad vir julle. Ek onthou hy was kwaad. En hy het tog iewers so soos ek sê, dit was nou jare terug, maar ek het uit so half 'n vraag gevra van wat het deur julle koppe gegaan terwyl julle so ding skryf en kan julle nie voorsien dat dit gaan mense nou patrioties maak nie maar as jy nou terugkyk na daai era en daai debatte is ek ervaar jy's nie spyt oor die liedjie nie, maar wat is jou vertolking van daai geveg en die reaksie wat die liedjie ontlok het? Die reaksie was my ongelooflik interessant om dop te hou, jy weet, van die buitekant want kyk elke persoon kyk ook maar na kuns deur sy eie oë, nê. En met sy eie agendas. En daar was verregses wat opgeneem het en dit volgens daai vlak gesien het. En daar was ook met Zulu mense wat ek mee gesels het wat ongelooflik ervaar want hulle sê hulle het hulle eie Zulu trots. Ek dink daar is meer wat ons bind as Afrikaners, as kulture as wat daar is wat ons skei. En is altyd snaaks hoe baie van daai aanvalle nie gekom het van oor die kultuur lyn nie. Dit meestal kom van binne-in, van mense wat self nie kan verstaan dat jy mag oor jou geskiedenis praat. Jy mag trots wees oor sekere aspekte van wat ons is, want ons almal is saam hier, ons almal saam gebou in die land, jy weet, en almal tot op hierdie punt gekom. En veral vir ons is dit belangrik om terug te kan kyk as 'n kultuur en te sê wel, dit het gebeur. Ons was in 'n oorlog met 'n imperialistiese mag, net soos die Zulus 'n oorlog was met 'n imperialistiese mag. En ons het daar deurgekom, jy weet. En die vraag was kultureel gevra, wie gaan die boere kom lei? Want dis nie altyd, mense kyk altyd na 'n ding deur 'n politieke lens. En dis nie te sê dis 'n politieke lens, dit is net van wie is ek, waar is ek, van waar af kom ek vandaan? Ek dink baie van die jong mense wat nie gehoor gestaan het en so, het gevoel dis okay om Afrikaans te wees. Dit is nie so sleg nie, jy weet. Daar's baie sleg en ons almal het vir ons die sleg uitgewys, maar daar's ook goeie oomblikke, jy weet. En vir baie mense sal terugkyk en sê, maar Dellery en hierdie ouens, hoe kan jy hulle opdra, want jy weet, daar was rasisme en so, maar net soos reg oor die wêreld op 'n tydvlak, gaan jy dit altyd hê, alles is anders te hê. Ja, so. Natuurlik. Ek wil jou 'n bietjie vra oor die rebellie. Nou want ek weet dis 'n tema waaroor ek en jy albei baie entoesiasties is.
die rebellie van 1914 wat eintlik so 'n belangrike deel van ons geskiedenis is, maar dit is vir baie mense totaal onbekend. Ja. En dit is eintlik hierdie ongelooflike storie. Ons het al selfs gesprekke gehad oor of mens moet 'n fliek daaroor maak of 'n TV-reeks oor Jopie Fourie en Christian Beyers en dis byvoorbeeld waar Koos de la Rey dood is, ook in die rebellie. Maar so hoekom is die rebellie vir jou iets wat ook vir jou so na in die hart lê en hoekom is dit vir jou 'n belangrike era in ons geskiedenis? Op die einde van die eerste of van die Anglo-Boereoorlog wou de wet nie oorgee nie. Jy weet, hulle het by die vrede van vereniging gestaan en buite het al dit was Smuts, de Rey en almal al die groot leiers van daai tyd, al die groot generale en hulle het geweet hulle moes die oorlog moes na einde toe kom. Jy weet die nasie kon nie meer. Daar was baie verliese, daar was baie leiding. Dit moes eindig op daai stadium. Maar wat toe hulle het toe hande geskit en gesê dat as die tyd reg is, as Engeland onder druk is, dan sal hulle weer vry terugvat. Jy weet, hulle sal weer opstaan, jy weet, en ten minste iets doen, jy weet. Nou, hulle het hand geskraap en soos wat die tyd gedraai het, en Engeland al hoe meer vir Jan Smuts en Louis Botha veral, en van die ouens en hulle het ook maar in 'n baie moeilike situasie gesit. En ons moet ook verstaan van daai tyd was kompleks. Net soos wat Suid-Afrikaanse politiek maar kompleks is. Jy weet, daar's baie rolspelers en baie indringers en baie mense wat dinge probeer beheer, maar imperialistiese Engeland het regtig die ding gedryf daai kant. Jy weet, toe die oorlog kom, die Eerste Wêreldoorlog, toe 1914. Toe die ou generale bymekaar gekom en gesê die tyd is nou reg. Jy weet, Engeland is onder geweldige druk daarso. Daar was ook 'n baie groot beweging vanaf in Suid-Afrika rondom die politieke bewegings en alles wat gevorm het daan, maar daar's baie detail, maar eintlik die tyd was reg en daai belofte het gestaan en jy weet, de la Rey was onmiddellik af Kaap toe op 'n trein om Botha te gaan sien by die parlement. En die ouens was reg om op te staan. En hy wou gaan vra het, is dit nou nie die regte tyd om hierdie op 'n offisiële vlak aan te vat nie. Jy weet, kan ons onsself losbind van die en dit het ongelukkig gedryf na oorlog toe. De la Rey is van daar af terug Pretoria toe en hy was op pad na Potchefstroom en toe hy ongelukkig geskiet was. Maar ons sal nooit weet of dit direk gekom het vanaf bo af nie en of dit waarlik net, want daar was blykbaar Foster gang wat rondgery het en al die selfkar gehad en daar was gesê dat die skote wat na die kar toe was hulle gedog dit was die ek dink wat was die gang, die Foster gang. Fosterbende, ja. Die Foster ja, band, en dit was redelik vertolk deur die mense as dat Louis Botha het vir Koos de la Rey doodgemaak. Ja, en dit was 'n baie tragediese tydperk, want weer eens is daai ou de Baar en kanker strategie, nê, wat net families onmiddellik die Anglo-Boereoorlog na die einde toe was daar al klaar, jy weet, was die ouens verskeer, want jy het jou hands-uppers gehad en jy het jou joiners gehad en al daai dinge. So daai oorlog was baie moeilik op die Afrikaner en op alle Suid-Afrikaners. Jy weet, die kampe, die swart kampe langs die treinspore was geweldig. Daar baie mense dood gegaan in die kampe. Ja. En dit het waarlik baie groot impak gehad op ons. En so om 1914, nou met die verdere inmenging en die verdere manier hoe Engeland vir Smuts en Botha nader getrek het, was net 'n dieper debat wat moeilik was om te oorkom. En ook die ouens die rebelle was nie altyd regtig Duitsland nodig gehad daarso of 'n ander buitemoond gehad om op te staan, maar daar was niks daarin vir die Europese lande soos Duitsland en so voort om betrokke te raak in hierdie oorlog nie. Jy weet, hulle moes dit uitstaans voor self doen. So dit was 'n tragediese tydperk en 'n belangrike storie om te vertel en wat mense moet bewus wees. Geskiedenis is ons grootste leermeester. Ons kan altyd terugkyk van dit staan na so en jy kan sien hoe dinge opgelei het en hoe geskiedenis homself baie keer herhaal, ja, nee. Maar jy's daai, nee, want so daai ding uiteindelik gelei op 'n gewapende opstand en broers wat mekaar en vriende wat mekaar doodgeskiet het hier in 1914. Ja. Maar wat onderliggend belangrik is aan die rebellie is die idee van rebellie maak mense opgewonde, ek dink vandag weer, maar die onderliggende temas wat daar afgespeel het, is vandag, dis dieselfde vraagstukke waarmee ons vandag worstel, hierdie tema van holisme, wat Jan Smuts se groot ding was, oor hoe vind ons plek in die groter geheel, en wat is die groter geheel, en Smuts se antwoord daarop was min of meer,
ons is nou deel van die empire en ons moet ons plek in die empire opneem, wat natuurlik tot groot teenreaksie onder baie Afrikaners, ouens soos Delarey en De Wet en Beyers en so gelei het. Maar hoe sien jy daai vraagstuk oor die balans tussen die, wat mens so filosofies kan sê, die partikulêre en die universele, of die kleiner gedeelte, die komponent van die heel en die groter geheel? Jan Smuts is 'n baie indrukwekkende persoon en ek dink 'n komplekse mens ook, jy weet, mens moet terugkyk na sy geskiedenis ook, jy weet, hy was 'n skaapherder daar so by die Kasteel, waar hy hy oor hy heuwels kyk, en die idee van holisme het met hom opgekom, soos hy geïnspireer was deur die natuur, weet, so sy idee van holisme was totaal anders as die idee van holisme, wat die internasionale bankiers, jy weet, Churchill later, maar Rhodes, Milner, die Milner Kindergarten, jy weet, daai ouens wat basies deel was van die banking kartels wat al destyds sy opspraak gemaak het, en hulle was baie aktief in daai tydperk. Jy weet, ons moet ook verstaan dat die bankiers aan albei kante van die Atlantic, jy weet, het in 1913 het hulle die Federal Reserve in plek gestel in Amerika, sonder enige insig van die Amerikaners af, van die populasie, wat op ou Kersaand gedoen. En op die ander kant, jy weet, as jy kyk na waar die idee begin het was baie in Suid-Afrika, weet, ons was eintlik die eerste nasie wat daai strategie van Engeland wat inkom hard op ons minerale, jy weet, en ons as 'n nasie mekaar trek om dit te hê. Hy het baie gefokus op Jan Smuts later, toe hy in beheer kom het, en hy het sy idees van holisme ingetrek binne hulle gedagtes van internasionalisme, jy weet, om op 'n groter wêreldbond wat hulle meer op beheer kan ophê en so voorts. Jy weet, en as mens kyk na geskiedenis en waar hulle Jan Smuts ingetrek het, jy weet, hy was deel van die Balfour Declaration, hy het die Verenigde Nasies opgestel, jy weet, hy was Wes van die VN geskryf. Ja, hy was regtig op daai vlak, het hy baie respek gehad na sirkels. Jy weet, in Oxford was hy een van die beste, was dit Oxford? Ja, hy was, ek dink is Oxford. Ek dink is Oxford, was hy een van die histories beste studente wat hulle ooit gehad het, jy weet. Einstein het hom gereken as een van die intelligentste mense in die wêreld. So daar's 'n video ek net byvoeg op YouTube waar Smuts praat in die Britse parlement in Londen, en die oomblik as Smuts instap, dan staan almal op en hy kry 'n staande applaus. En as hy klaar gepraat het, begin hulle spontaan sing, he's a jolly good fellow. Ja, so ek dink hy het sy huis gevind daar makliker, want hy was tussen die intellectuals en die academics. En dit het vir hom al hoe meer uit daai kant toe gaan, maar hy het nog steeds 'n groot en diep liefde gehad vir Suid-Afrika, maar dit was moeilik om die twee bymekaar te bring, en ook baie kompleks om dit op die grond te doen, jy weet, waar iemand soos Botha was baie charismaties, en ek dink hy toe hy dood is, was hy, ek dink hy was selfverbroken en verskeer, jy weet. So dit was 'n baie moeilike tydperk, maar mense soos Jan Smuts met sy holisme en die idees van holisme, dink ek was gekaap deur meer deur die globalists, meer deur daai ouens wat 'n definitiewe plan gehad het om universele beheer te gehad. En dis maar net 'n imperialisme met 'n nuwe baadjie, net soos ons nou imperialisme met 'n tegnologiese baadjie het, jy weet. Ja. So as mens dit 'n bietjie deurtrek na ons konteks vandag toe en die gesprekke wat ons nou veral voer en waar ek baie betrokke is oor die hele tema van sentralisering teenoor desentralisering. Jy het eintlik daar so 'n bietjie aangelei tot dit, maar hoe sien jy jouself in daai gesprek? Dis dalk 'n vaag of 'n breë prentjie vraag, maar ek graag wil hoor wat jy sê. Nee, ek dink die afgelope paar jaar, ons almal het bewus geraak na gedurende die COVID tydperk, en dan selfs voor dit, jy weet, veral ook as Suid-Afrikaners, jy weet, dat die rigting wat dinge beweeg is baie moeilik, jy weet, ons sit met 'n stelsel wat nie altyd wat nie altyd opgestel is om op 'n gemeenskapsgrond te kyk na gemeenskap en regte kan maak daarson nie, jy weet, so vir my, soos ek gesê het, is my fokus op my familie, om vir hulle sekuriteit te kan bied, en hoe doen ek dit? Jy weet, wat kan ek doen as my deel as 'n Suid-Afrikaner? Hoe kan ek bydra om te maak, en waar ek persoonlik nou staan is, ek is nie politikus nie, ek is nie ekonoom nie, maar ek is wel 'n solution finder. Jy weet, ek hou van oplossings kry, en ek hou van maniere te fokus op die oplossing,
in plaas van om op te kyk na die probleem of vingers te probeer want dit is net te waar en kanker, jy weet. Ons het baie meer as Afrikaners wat ons saam bind as wat ons eintlik uitmekaar het trek, jy weet. En dis net 'n enkele groepies of enkele mense wat daai doen, want daar's ons ander agendas daar rondom en dit gaan meer oor hulle eie oorlewingstaktiek of finansiële gewin wat hulle daaraan doen, wat hulle ons uitmekaar het wil hou. So weet ek persoonlik het 'n baie goeie vriend van my, Brett Loubser, jy weet, ons het na gedurende COVID begin praat en Brett is baie interessante ou want jy weet hy was die CEO van Tencent Afrika en so voort, so weet hy het al groot finansiële digitale modelle uitgerol soos WeChat in Afrika, so hy verstaan daai ding, jy weet, en waar ons kan kyk wat kan ons bydra wees rondom Suid-Afrika en rondom om desentralisering te laat fokus op gemeenskappe. So ons weet al en die werk wat AfriForum en julle ouens gedoen al vir die jare daar rondom is juist daai fokus, jy weet. Die regering sit met ander probleme. Dis nie my rol om daaroor te praat nie. So as ons kan bystand lewer deur gemeenskappe nader te bring, kan ons vir hulle dalk die gereedskap gee, die tools gee om dit te kan doen. En dit is waar ons die afgelope paar jaar werk, jy weet. Wat so soort tools praat jy dan van? So digitale tools, jy weet, as ook weet ons is besig op 'n platform genaamd LifeChain. Wat vir ons great ons werk met mense internasionaal, want ek dink nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd is dit 'n probleem. Wêreldwyd kan mense sien die wiele kom van die karre af, nee. Totaal en al, jy weet, en sentralisering werk nie meer nie, jy weet, ons kan dit sien op alle vlakke, jy weet, soos die wêreld beweeg in die multipolar world, wat homself begin vestig en sy voete begin vind en so voorts, is infrastruktuur en dienslewering 'n baie groot probleem. So al waar ons fokus kan plaas en waar ons voel vennote van reg oor die wêreld en mense wat gelykstaande wat soos ons ook voel, sê, okay, wel, hoe doen ons dit? Hoe kan ons tegnologie gebruik en ons skillsets gebruik om gemeenskappe nie net in Suid-Afrika nie, net in Afrika nie, maar reg oor die wêreld bymekaar te bring en vir hulle gereedskap te kan gee om nie net hulle eie families, maar ook die gemeenskappe om hulle op te lig en bymekaar te bring. So LifeChain wat ons bou is maar basies 'n platform wat gemeenskappe op kan gaan, wat deur blockchain op blockchain gebou is. Want dit gee jou 'n totale deursigtigheid op jou kontrakte en op die vloei van die geld. Dit gee vir jou ook 'n totale beheer. Die hele gemeenskap het deel daarvan. Jy weet, dit is gebaseer op 'n Bitcoin. Dit is daar's so 'n befondsing element daar rondom en daar's 'n mentorskap afdeling daar rondom. Jy weet, so nou het jy 'n gemeenskap wat inkom en die gemeenskap stap saam en as 'n platform wat hulle saam kan bind. Jy kan byvoorbeeld 'n projek soos om die waterpype reg te maak, kan 'n projek raak wat befonds word en besit geneem word deur die gemeenskap self, of besighede wat sukkel of nuwe besighede kan befondsing kry van daar buite met distribusie in plek, as ook die mentorskap vir mense soos koöperasies en so voort. So ons rol sien is om daai tipe tools te kan gee. En daai tipe ontwikkelinge te kan doen. Ja, ek sien ja. So ek het nou vroeër vanjaar by 'n Bitcoin konferensie gepraat in Kaapstad en in beginsel is ek baie positief oor blockchain as 'n tegnologie. Ek het sowel twee voorbehoude en ek sal graag jou mening daaroor wil hoor. Die een is dat dit grootliks nog beskou word as 'n soort beleggingsmiddel, so jy koop Bitcoin byvoorbeeld om te belê, dis 'n manier hoe jy jou geld belê, teenoor mense wat aktief daarmee handel dryf onder mekaar. So ek sal graag wil hoor wat jy dink, in watter mate het daai al begin, in watter mate is mense al besig om dit te gebruik om handel te dryf. En die ander is die gevoel dat dit bietjie te ingewikkeld is. Dat ek wil eintlik die ding gebruik, maar ek weet nie of ek nou eers 'n boek wil gaan lees oor hoe blockchain werk nie. Maar is dit 'n akkurate kritiek of wat is jou siening daaroor? Ek dink dit is die gedagte daar buite, maar as jy nou, ek dink Heidelberg het vanoggend gesels daaroor dat Heidelberg is byvoorbeeld nou op Bitcoin. Ek het ook van die ATMs gesien wat ook nou begin Bitcoin ook bedien en so voorts. Dit is 'n langtermyn, baie ouens gebruik dit vir verskillende goeders, maar ek dink dit is 'n langtermyn 'n manier om as investments en so voort, maar waartoe dit al hoe meer beweeg is binne in handel
En ook binne in, jy weet, as dinge regtig moeilik raak, dan het jy iets om op terug te val, daar is Bitcoin. En dit is nie so moeilik om eintlik dit op te stel, jy weet, as jy kyk na die Luno exchanges en so voorts, dit is baie makliker as wat mense dink dit is. En ek dink sodra gemeenskappe dit aanvaar, dit begin gebruik, is dit baie maklik. En juist wat ons doen, en dis hoekom ons die platform wil bou, is dit sit effektief, dit voel vir jou asof jy in fiat in gewone currency werk, en dit bedryfs met die gewone fiat currency ook. Jy weet, so dis basiese exchange wat jy het. So die manier hoe hy handel gaan vir jou normaal voel. Ek dink die belangrike ding van Bitcoin is, en ek wil die vergelyking gebruik van ons waterstelsel, ons waterpype, jy weet, waar die stelsels is baie oud, daar's ons baie jy weet, daar's baie pype daar buite wat nie almal by kan begin uitkom. Ons verloor omtrent 50% van ons water daarby, jy weet, so die verskil tussen Bitcoin en jy weet, 'n tradisionele, hoe kan ek sê, sisteme waarin wat infrastruktuur vir ons land moet opbou, is dat dit is totaal en al deursigtig. Jy weet presies waartoe jou geld gaan. Niemand kan dit jy weet, daaraan neek of daarmee mors nie. Dit is jou energie, want geld is maar eintlik net energie, nee. Dis energie wat ons spandeer, wat ons dan gee, en hoop dat ons 'n dienslewering uit kan kry, of hoop dat ons sekuriteit of koste uit kan kry, jy weet. Wat Bitcoin so uniek en so wonderlik maak, is dat niemand kan inkrap en daar kan nie korrupsie gepleeg word nie, want dit is smart contracts wat opgestel word voor die tyd, jy weet. En die al hoe meer en meer, en dit is juis waar die tegnologie in gaan, is om die platform so maklik as moontlik te maak, dat mense nie voel dit is iets wat gevaarlik is nie, dit kan breek nie. En ook as jy na Bitcoin kyk, jy weet, dit is as jy van sy bestaantydperk af kyk, ek dink die eerste Bitcoins wat ek koop was 2011 en 2013 saam met Dion en so voorts. Toe was dit baie moeiliker, en waar dit nou is baie maklik, jy weet. Ja. En hy was nog altyd net sterk, en mense baie keer gedink die ding gaan val, maar dit het nie, jy weet. Nou hierdie goed, dalk my so laaste vraag, hierdie goed is baie ontwrigtend, nê. Nuwe tegnologie en die geleenthede wat daardeur kom, ook natuurlik kunsmatige intelligensie en so. En dit maak baie mense baie benoud oor die toekoms, maar dit maak baie mense ook baie opgewonde oor die toekoms. Waar is jy op daai spektrum? As ons praat oor die breë tema van desentralisering en selfbeskikking, wat dit ook al beteken. Is jy benoud of is jy bekommerd? Ek dink jy raak benoud of opgewonde? Ek dink jy raak in een van die belangrikste punte wat ons nie raak sien nie, want ons is so ons is besig om ons cheer die tegnologie aan, ons cheer AI aan, en sê is amazing, dinge wat die gebeur en so voorts, maar die gevaar van waar ons gaan sit, en ons moet luister van wat gesê word op die hoër vlakke. Jy weet, die ouens praat al van Universal Basic Income vir jare. As jy kyk wat in China uitgerol word op die met robotte, met AI-robotte, wat jou basies jou middelklas, jou laerklas gaan vervang in fabrieke, in winkels, prokureurs, jy weet, jy kan dink aan enigiets wat AI beter kan doen, gaan gebeur, want die kapitalistiese stelsel wat ons in vervalle is, kan nie anders nie, weet, want ons is nou in 'n nuwe spysreis, jy weet. Amerika en China kompeteer teen mekaar, en daar's so ek het vanoggend 'n voorbeeld gegee, daar is hierdie groot ekonoom, of hy's eintlik van Amerika, wat by AI konferensie was, en 4 van die top ouens, jy weet, van die top platforms, het daarbo gesit en was gevra, hoe sien hulle dit uitrol en so voorts. En een van die ouens gesê, wel, ek gaan vir myself 'n plaas koop, en kosgroei en so voorts, van wat kom is nie goed nie. So desentralisasie is meer as dit. Jy weet, ons gaan jy weet, gemeenskappe gaan na gemeenskappe moet begin kyk, en jy weet, en ons gaan vir onsself dinge in plek moet stel om gemeenskap op daai vlak te kan beskerm, en te kan die gereedskap te kan gee om na hulle self te kan kyk, ten minste op 'n manier vir eie werkskeping of kos, of en net interaksie met mekaar, waar hulle mekaar kan deel. Ek dink dit gaan 'n langer tyd vat in die jy weet, die platlandse areas, op jou rural gemeenskap en so voorts, maar dit kom. En ek dink dit is die een groot ding wat ons nie in die oë staar, is dat ons gaan sien hoe Universal Basic Income inbeweeg, soos wat mense hulle werk verloor. Ja.
Ja, so dit is moeilik om te voorspel van waar toe te gaan. Ek dink daar is ons baie goed wat AI doen. Dit onmiddellik vat dit ons ontwikkeling op baie ander vlakke. Maar dit gaan ook baie van ons wegvat. En dit gaan ook 'n groot gevaar wees as ons 10 jaar, ons kan onmiddellik sien dat die administrasiesisteme gaan oorneem, jy weet. Ons gaan alles gaan deur eie gehardloop word. Ja, en die belangrikheid van aanpasbaarheid, nê. Presies, ja. Hoorie Sean Els, baie dankie. Dit is lekker om met jou te gesels en ek hoop ons gaan jou weer op hierdie platform hê. Ja, verseker man, dit was wonderlik om met julle te gesels en en sterk met alles wat julle doen. Ja, dis reg. Dankie. Mooi bly.